het is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense maar deur God genoem word. Groete in die mooie naam van onze koning Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg, wat 'n wonderlike geleentheid om weer die woord van die Here aan julle te kan voorhou. Geliefdes, prys die Here Jesus Christus. Ek glo en vertrou die Here dat julle die afgelope sessies, die afgelope programme geniet, prys die Here, waar ons die woord van die Here uitgedeel het. Ja, ons gaan dadelik na die woord van die Here toe, in die boek van Handelinge 10. Die Bybel praat van die hoofman van Cornelius, prys die Here Jesus. Die Bybel sê, en daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom en godsvreesend en het baie almoese aan die volk gegee en was altyd deur in gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê, Cornelius, en hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebed en jou almoese het vir God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppa en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerloier, wie sy huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En toe die engel wat met Cornelius gespreek het, weg was, roep hy 2 van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was. En verder hulle alles, en vertel hulle alles, en stuur hulle na Joppa. En die volgende dag, terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid. En hy het baie honger geword en wou eet, en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Hy sien die hemel geopen en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde en die voëls en die wilde en die kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe kom daar 'n stem na hom, staan op Petrus, slag en eet. En Petrus sê, nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheilig of onreins geëet nie. En weer het die stem vir die 2de keer na hom gekom, wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Dit het 3 maal gebeur en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem. En terwyl Petrus by homself daaroor verleë was, wat die gesig tog kon beteken, wat hy gesien het, staan die manne wat deur Cornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon. Prys die Here Jesus. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom sê ons vir u baie dankie, my God, vir u voorgelese woord. Ons bid, my koning, Here, dat u woord, my God, sy doel sal bereik vandag. Ons bid dat die woord van die Here harte sal verander. Mind sal change, my koning. Here, mense, my God, Here, van die verkeerde rigting na die regte rigting toe stuur. Ons bid dat die woord van die Here ons sal redirect na die skepper wat hemel en aarde gemaak het. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. En ons kom sê vir u baie dankie. Nie my woorde, my gedagte, nie my God, maar laat u wil en u woord, my koning, sy doel vandag bereik in Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, prys die Here Jesus. Die Bybel sê in die boek van Handelinge dat daar was 'n owerste. Sy naam was Cornelius, 'n hoofman. Hy was 'n man van gesag. En die Bybel sê dat die engel van die Here het na hom gekom. En die engel van die Here het vir Cornelius gesê dat gaan haal vir Simon by die see, wie ook genoem was Petrus, wie ook genoem word Cephas. Laat vir Simon haal, want hy sal woorde met jou spreek. Nou weet jy wat wys hierdie skrif vir my? Hierdie gedeelte uit die woord van die Here verduidelik vir my of wys vir my hoe belangrik 'n man van God in jou lewe is. Prys die Here Jesus Christus. Want as ons kyk na die boodskap, of as ons kyk na Petrus, die Bybel sê en Cornelius, hy was 'n man van gebed
En hy het baie almoëse aan die volk gegee. En die engel van die Here het aan hom verskyn en hom 'n opdrag gegee om vir Petrus te gaan haal. Want Petrus het 'n woord van die Here wat net Petrus aan Cornelius moet gee, prys die Here Jesus Christus. En die Bybel sê terwyl Petrus in die oggend op die dak was by die huis van Simon by die see, sê die Bybel terwyl hy honger was, het en terwyl hulle besig was om voer te berei, om klaar te maak, het Petrus terwyl hy op die dak was, het hy 'n verrukking van sinne gehad. Die ander woord was, hy het geval in 'n trance. En die Bybel sê, en Petrus sien 'n gesig met 'n laken wat aan die 4 hoeke van die aarde vasgebind is. En die Bybel sê, daar was allerhande diere, onrein diere, alle diere was daar. En die woord van die Here sê, en die stem kom na Petrus 3 maal. En die stem sê, slag en eet. En 3 maal het Petrus gesê, nog nooit nie Here, want nog nooit het iets onrein in my mond ingegaan nie. En die woord van die Here sê, en die stem sê vir hom, en toe Petrus die gesig klaar gesien het, sê die stem vir hom, daar's 3 manne, gaan saam met hulle. En as 'n mens kan kyk na hierdie gedeelte, dat die manier hoe die Here met Petrus gekommunikeer het. Die Here wys hom nie die mense wat hy na toe moet gaan nie, maar die Here wys hom wat hierdie mense eet. Ek het eendag gehoor, iemand sê dat die Here werk verkeerd om, reg om. Die Here, hy het so 'n manier hoe hy werk. Maar die Bybel sê dat die stem sê van Petrus slag en eet, en hy sê vir die Here, nooit nie Here, want nog nooit het iets onrein in my mond ingegaan nie. Van ons weet mos die Jode eet nie enige ding nie. Maar ek weet nie of Petrus geverstaan het nie, dat wat die Here eintlik daardeur sê, toe die Here vir hom sê slag en eet, het die Here hom eintlik gestuur na die heidene toe. Daai was die eerste keer, prys die Here Jesus Christus, toe die evangelie aan die heidene gaan verkondig was. Die heidene was die nie-Jode. Mense wat nie Jode was geklassifiseer as heidene. En die woord van die Here sê, dat Petrus sê, nooit nie Here. En wat Petrus daardeur gesê het, ek weet nie of die apostel Petrus verstaan het wat die Here probeer vir hom sê nie, want wat die Here vir hom gesê het, dat die Here het hom gesê, hy moet slag en eet, even though hy honger was, maar die Here wil hom na die mense toe gestuur het, en die Here het hom nie die mense gewys nie, maar die Here het hom gewys wat hierdie mense eet, en hy sê, nooit nie Here, want nog nooit het iets onrein in my mond ingegaan nie. En van daar vanaf, dit was net daar so, die statement van die apostel Petrus, even though hy toe gegaan het, en saam met die volk gegaan het, en aan Cornelius prys die Here gaan vertel het, prys die Here Jesus, wat die Here wil hê, hy moet vir hom vertel, moet daar 'n ander man opgerig geword het, die apostel Paulus vir die heidene. Nou dit is 'n ding van gesigte. Ek wil vandag praat van gesigte en drome. Dit is 'n ding van, die sien, die Bybel sê, die woord van die Here sê in die boek van Joel, hy sê dat in die laaste dae sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Hy sê dat die jongelinge sal profeteer en gesigte sien, en die ou mense drome droom. Nou, dit is niks te doenig. Gesigte sien en profeteer is niks te doenig met jong of oud nie. Of droom is niks te doenig met oud of jong nie. Maar wanneer het kom by gesigte en om te profeteer, dat het alles te doenig met wat die jong man het en wat die ou man nie het nie. Wanneer het kom by drome, gaan het alles oor wat die ou man het en wat die jong man nie het nie. En wat bedoel ek daardeur, prys die Here Jesus, is wanneer het kom by gesigte, moet jy die krag het. Want dis wat 'n jong man het, wat 'n ou man het, die krag. Jy moet die krag het om te kan vasstaan in gebed, tot wanneer God vir jou 'n gesig gee. Dis hoekom daar nie baie mense is wat gesigte sien nie, want dit is nie baie, prys die Here Jesus Christus, wat die plek van gebed wil inneem nie. Daarom sê die Here Jesus vir sy disippels, as ons kyk na die Here Jesus in die tuin van Getsemane, sê die Here Jesus vir sy disippels, het hy vir 'n uur gaan bid, en hy teruggekom, en hy sy disippels in die slaap gevind, en hy sê, was julle nie eens in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Jy moet 'n man en 'n vrou van gebed wees, of wanneer dit kom by gesigte. Jy moet die krag hê om te kan vasstaan in gebed. Daarom sê die woord van die Here, hy sê, bid altyd deur, waak en bid sonder opbou, prys die Here Jesus Christus. Jy gaan jou moet beoefen daarin, wanneer dit kom by gesigte en profesie. Wanneer gebed ontbreek binne in 'n plek, ontbreek gesigte en profesie.
Want dit is, want gesigte, die fondasie van gesigte en profesie is gebed. Gebed is die fondasie van gesigte en profete. Ek weet, miskien praat ek vandag met iemand wat die Here kragtig gebruik het en jy sien nie meer nie. Jy hoor nie meer die stem van die Here nie. Nie omdat die Here nie praat nie, maar omdat jy jou plek in gebed verlaat het. Want gesigte en profesie, die fondasie daarvan is gebed. Jy moet 'n man en 'n vrou van gebed wees vir die Here om vir jou te wys. Prys die Here Jesus wat God wil hê jy moet sien. En die Bybel sê dat, in die boek van Joel, hy sê dat die ou mense sal drome droom. Wat ek gesien het, wanneer dit kom by drome, daar's baie, het jy geweet dat sommige keer deur die mees eenvoudigste droom wat die Here jou gee, kan hy lê die grootste betekenis. Die mees eenvoudigste droom wat die Here jou gee. Sommige keer lê daar 'n groot betekenis in. Maar omdat die Bybel sê, hy sê dat die ou mense sal drome droom. Dit gaan nie oor ou mense en jong mense nie. Maar dit gaan oor alles wat die ou mens het. Wat het die ou mens wat die jong mense het nie? Die ou mens het die wysheid en het die understanding wat die jong man het nie. Daar is 'n understanding, daar is 'n wysheid wat jy gaan moet hê, wat jy gaan moet besit om drome te kan uitlê, om drome te kan verstaan. Soos Daniel, prys die Here Jesus, drome uitgeleer. Daar's 'n wysheid wat jy gaan moet hê. Jou gees gaan moet gestig is. Daarom is dit baie belangrik wanneer dit kom by drome en gesigte om dit te verstaan, is om in tale te spreek, om in tale te bid, prys die Here Jesus. Want apostel Paulus sê, hy wat in 'n taal spreek nie met mense maar tot God, want hy stig homself. En wat ons sometimes weerhou van om met in die gees te bid, want om in tale te bid, is jou gedagte. Jou gedagte in daardie moment gaan jou grootste vyand is, wat jou gaan probeer wil stop. Maar die woord van die Here sê, wanneer ek in 'n taal spreek, is my gedagte onvrugbaar, maar my gees word gestig. In daardie moment, prys die Here Jesus Christus, in daardie moment, wanneer jy in tale spreek, moet jy nie fokus op wat in jou gedagte aangaan nie, want jou gees word gestig. En iemand se gees wat gestig is iemand, prys die Here Jesus, wat drome en gesigte sal kan verstaan. Wanneer jy dit kan doen, wanneer jy met in tale begin spreek, wanneer jy jou in daardie gewoonte begin oefen, gaan jy sien, jy gaan 'n understanding kry om rondom drome en gesigte. Mense wat gaan kom met drome en gesigte, dit gaan baie maklik is vir jou om dit te verstaan. Maar die principal ding is, wanneer dit kom by dit, is om in tale te spreek, om in tale te bid. En dis waar een van die grootste confusions lê in die kerk van die Here. Maar die Bybel sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Ek moet gestig is om u te kan stig. Ek kan nie u ophelp as ek nie alreeds staan nie, prys die Here Jesus. Ek moet gestig is om u te kan stig. En die Bybel sê, dat in die boek van Joel, wanneer het kom by gesigte en drome, veral drome, jy moet in tale spreek. Ek wil vandag vir jy aanmoedig. Want ek het al gesien, daar is niks wat die Here my gewys het deur 'n droom. En sometimes kom het so confusing deur. Maar die grootste betekenis lê daarin. Die Here het my eendag iemand se kondisie gewys wat nie by ons dien nie. Deur 'n droom. En die droom lyk so te mekaar. Maar wat my die understanding gegee het, is die moment toe die Gees van die Here my sê, begin te spreek in tale. En toe ek in tale begin te spreek, kom die understanding, prys die Here Jesus. En die Here gee my die understanding rondom wat dit beteken. En dis wat die Here wil hê jy moet doen, prys die Here Jesus. Maar die belangrikheid, sê die woord van die Here, van 'n man van God. Even as ons kan kyk in die woord van die Here, dat die moment toe die apostel Paulus op die pad van Damaskus, toe die Here hom blind gemaak het, as gevolg van wat hy wil gaan doen het, die ontmoeting wat hy met die Here gehad het die Here hom blind gemaak, en die man het hom gelei na die stad, en vir 3 dae was hy blind. En die Here wys vir Ananias in 'n gesig van Saulus, wat nou Paulus is. Die Here wys vir Ananias in 'n gesig. En Ananias sê, Here, ek het net gehoor van hierdie man, die skade wat hy aan die kerk aangerig het. Maar die woord van die Here sê, gaan, want hy is vir my 'n uitverkiesde werktuig. Maar wat ek deur daardie skrif sien is, die Here kan mos maar self vir apostel Paulus aangeraak het, toe hy nog Saulus was, en sy oë oopgemaak het. Maar die Here het 'n man gestuur om met hom te praat. En daarom wil ek vandag vir u bemoedig, die belangrikheid van 'n man van God in u lewe.
Daar is sekere goed, prys die Here Jesus Christus, wat die Here net vir jou deur gaan sê, deur die man van God in jou lewe. Ek sê gewoonlik dat die shortcut tot die stem van die Here is deur die man van God, wat die Here oor jou aangestel het. Wie ever dit ook al is, of dit die pastoor is, of dit die apostel is, of dit die leraar is, die leier is, waar jy jou gesubmit het, prys die Here, die kort pad na die stem van die Here, is deur die man van God. En die Here wil jou connect met 'n man van God. Prys die Here Jesus. Ons sien dit in die woord van die Here in die boek van Handelinge. Toe Cornelius, prys die Here Jesus, die gesig en die engel stuur vir hom. Die engel kan mos maar vir hom gesê het wat Petrus vir hom sal gesê het. Maar die engel sê nee, laat Petrus haal, want daar is spesifieke woorde, daar is 'n revelation, prys die Here Jesus, rondom die redding van die heidene wat net die apostel Petrus het. Dit wys vir my die belangrikheid van 'n man van God in u lewe. Prys die Here Jesus. En daarom wil ek vir u sê vandag, ek wil u vandag bemoedig. Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder in die Here, sodat jou dae verleng mag word en jou jare mag vermeerder. Jy moet hom eer, die man van die Here wat God in jou lewe geplaas het. Jy moet hom eer, prys die Here Jesus Christus. En om iemand te eer, jy kan, das mense, dit sê nie omdat jy iemand respect, jy eer daardie persoon nie. Das 'n duidelike verskil tussen dit. Om iemand te respek en om iemand te eer. Maar die woord van die Here sê, die Bybel sê, hy sê vereer die Here en die eerstelinge van jou inkomste. So om ander woorde, om iemand te eer is om jouself te gee vir hierdie persoon. Is soos die woord van die Here sê, soos Cornelius en die manne van die Here, hoe hulle gawes in die boek van Handelinge, hoe hulle goed vir die apostels gebring het. Dit was 'n teken van nie net om God te eer, maar hoe hulle die man van die Here eer in hulle lewe. En ek glo dat die Here het 'n man van God afgesonder in u lewe. Prys die Here Jesus Christus. En ek het gesien in my persoonlike lewe, die blessing van die Here, wat die Here vir my gedoen het, dat het net gebeur, toe ek die man van God begin eer, wat die Here oor my aangestel het. My pastoor, prys die Here Jesus. En dis hoekom ek vandag hier staan, want because ek het gekyk, en sien ons het sometimes daar 'n mentaliteit in die kerk, dat wat ek na die kerk toe bring, ek wil nog sien wat daarmee gemaak word, ek wil rekening hou. So in ander woorde, ek gee dit eintlik vir die kerk, ek half leen dit amper so, vir die bediening, maar die moment wanneer jy moet 'n oop hart gee, want die Bybel sê dat die Here het 'n blymoedige gewer lief. Ek wil vandag vir iemand bemoedig, eer en respect die manne van die Here, wat die Here in jou lewe aangestel het. Dis die gebed van my hart, van dis iets wat hulle dra, wat ons nodig het, ons jonger geslag, ons wat nog die evangelie moet gaan uitdra. Dis iets wat hulle nodig het, prys die iets wat ons nodig het, wat hulle het, wat die Here ons nie gaan gee as ons hulle nie gaan eer. Die woord van die Here sê, eer jou vader en jou moeder in die Here, sodat jou dae verleng mag word en jou jare mag vermeerder. Dit is my bemoediging vandag vir u kind van die Here. Die Here seën u, die Here behoed u, die Here bewaar u. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom sê ek vir u baie dankie my God. Here, vir u woord. Die Bybel sê dat die opening van u woord, dit gee lig. Dit maak die eenvoudige verstandig. Ek bid my koning, Here, dat iemand by God, Here, sy understanding getransformeer word deur die woord van die Here wat op hierdie platform uitgesaai word. Ons vra dit in die naam van Jesus. Here, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Bring iemand, my God, Here, tot die waaragtige lig deur die woord van die Here. Ons vra dit in Jesus naam en met baie danksegging. Amen. Die Here seën die kind van God tot 'n volgende geleentheid. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.